sê Dominee Hennig, maar Dominee Hennig staan net op daar agter dat die gemeente net 'n bietjie omkyk. Hy is hier by u. Moet hom asseblief nie oor die kop slaan as hy by die huis inloop in die volgende 3 weke nie. Hy's nie 'n rower nie. Hy is 'n student en hy gaan my wingman wees vir die volgende 3 weke en ons gaan so 'n bietjie huisbesoeke doen en hy gaan ook vir ons bietjie woordbediening doen. So ons wil u ook uitnooi om dit saam mee te maak en Hennig baie welkom hier by ons ook. Hy is aan pastorie. So hy het oorgeslaap gisteraand al en hy is nou al deel van die gesin. Daarom het ek jou nagelaat om jou te verwelkom hier, maar baie welkom hier. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë en dan bid ons net heerlik saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons ook op hierdie geleentheid kan kom waar ons tiendes en ons offergawes na u huis toe bring. Here, u woord leer sodat daar spys in my huis mag wees. U woord leer, beproef my hierin en kyk of ek nie die skatte van die hemele sal oopmaak nie. En daarom kom bid en vra ek, Here, dat u ons getrou sal hou. En Here, dat u ons sal lei en sal rig. En Here, dat hierdie gemeente van krag tot krag sal gaan. Nie deur u alleen nie, maar deur u wil, Here. En ons wil kom vra dat u sal seën elke blymoedige gewer. En Here, dat ons getrou sal wees in dit waarin u ons ook getrou wil ag. Baie dankie vir dit wat ons mag in. En ons bid, Here, dat hierdie kerkraad dit mag aanwend tot eer en verheerliking van u koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan u geskenk. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou vriende, dit is vir my 'n besondere voorreg om hier by u te wees. So net met die vinnige kyk oor die gehoor sien ek al 'n hele paar bekende gesigte en dit is vir my so heerlik om dan in hierdie dae by u te wees. Mag die Here ons so kom saam seën. Dankie Dominee Andrew vir die gawe, vriendelike woorde. Dit is so, ons was kollegas daar saam in Brits gemeente en ons het 'n heerlike tyd gehad. Daar het ons saam vleis geëet, saam gekuier. So ek gaan nou kyk wat sit hy vir my voor in hierdie dae hier. Want daar het ek hom geleer, lekker vleis eet. So ons gaan nou kyk wat gebeur hier. Maar dit is my voorreg, vriende, en mag die Here ons so kom saam seën. Maar voordat ons verder praat, kom ons sing die lied wat op die bord verskyn. Heerlik, hartlik staande saam tot eer van die Here. By vanaand se geleentheid sal ek bietjie meer oor die familie en die gesin sê. Ek sal 'n paar fotootjies opsit. Daar agter is ook 'n boeketafel. Ek sal ook vanaand bietjie meer daaroor sê. Terwille van die tyd vanoggend wil ek dit beperk. Maar u het nou elkeen 'n kaartjie ontvang en uitgedruk in hierdie groter kaart wat u kan sien wat vir ons 'n voorstelling van die boek Openbaring is. Openbaring is 'n lieflike boek wat bestudeer kan en moet word. Baie mense wil nie Openbaring bestudeer nie. Hulle sê, dit is 'n geslote boek. Ek spot maar altyd deur te sê, dan moet ons dit seker nou maar toebaring noem en nie openbaring nie. Dis nie 'n toeboek nie, dis 'n oop boek. Maar jy het die sleutel nodig om hierdie boek oop te sluit. Soos in 'n vertrek wat toegesluit is, het jy 'n sleutel nodig. En die sleutel om die boek Openbaring te verstaan, is Openbaring 1 vers 19. Openbaring 1 vers 19 is waar Johannes die opdrag kry om te skryf wat hy gesien het, wat is en wat sal gebeur. Let op, verlede, hede en toekoms. En wanneer mens dit verstaan, dan begin die prentjie van die boek Openbaring al hoe meer ontvou en oop gaan om te verstaan. Die boek Openbaring sal u sien, daar is nou 'n groot boekrol aan die buitekant. Dit stel vir ons die 22 hoofstukke van Openbaring voor,
Maar dan is daar 'n kleiner boekrol binne-in die boekrol van Openbaring. In Openbaring lees ons van 'n verseelde boek wat met 7 seels toegemaak is. En die ontvouing van die toekoms is soos wanneer hierdie 7 seels gebreek word. So dit is nou al reeds wat in die toekoms is. Openbaring hoofstuk 1 is wat hy gesien het, waar die Here Jesus nog altyd was van die begin af. U weet wat sê Johannes 1 vers 1, dat hy van die begin af was. En hy is, en hy sal tot in alle ewigheid wees. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy was nog altyd en sal altyd wees. Maar dan Openbaring 2 en 3 stel vir ons die teenwoordige tyd uit, druk dit vir ons uit. Dit is die 7 gemeentes van Efese tot by Laodicea. Ons gaan verder in die reeks met u nog oor al die besonderhede praat om die prentjie net meer in te kleur. Maar dan vanaf hoofstuk 4 het Johannes 'n stem gehoor wat sê kom op hierheen. En dan van hoofstuk 6 af word hierdie seels gebreek waar die toekoms dan uitspeel. In Openbaring hoofstuk 10, in Openbaring hoofstuk 5 was daar 'n engel met 'n vraag, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? U ken mos die liedjie wat ons sing, Openbaring 5 vers 9, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Openbaring hoofstuk 10 staan daai engel, 'n sterk engel met 'n geopende boekie in sy hand. Die 7 seels is reeds gebreek, 'n geopende boek. Dit is hierdie tweede boekrol binne in 'n boekrol. Die boekrol Openbaring, die 22 hoofstukke, maar dan hierdie verseelde boek wat oopgemaak word, is hierdie kleiner boekrol, die 7 seels wat gebreek word. Het jy geweet, dis nie die eerste keer in die Bybel wat ons van hierdie kleiner boek binne in die boek Openbaring lees nie. Ons lees reeds van hierdie boek in Daniël. Daar agter is ook 'n Daniël boek. My mening is dat baie mense sukkel met Openbaring omdat hulle nie Daniël verstaan nie. In Daniël hoofstuk 10 vind ons 'n besending engele uit die hemel met 'n boodskap. En nou as u Daniël 10 vers 14 en vers 21 lees, gaan u sien dat hierdie engele kom met 'n boodskap oor die toekoms wat geskryf is in 'n boek wat hulle die boek van die waarheid noem. Ek praat sommer van die hemelse geheime boek. Hierdie boek in die hemel het die toekoms in. Die toekoms is daarin geskryf. Die geskiedenis is vooruitgeskryf in hierdie boek van die toekoms. Daniël hoofstuk 11 is die inhoud van daai boek. In Daniël 12, wat gebeur met Daniël? As u nou ooit Daniël gelees het, sal u weet. Toe wou Daniël meer weet. Daniël 12 vers 9 sê dit. Hy is eintlik so nuuskierig, ek meen. Ons sou ook so gewees het. As hier engele aan jou verskyn en hulle sê, ons gaan jou te kenne gee wat in die boek van die waarheid staan. Ons sou net so nuuskierig gewees het. Vertel ons meer. Maar wat sê hierdie engele toe aan Daniël? In Daniël 12 vers 4. Nee, verseël die inhoud van hierdie boek. Hy mag nie meer geweet het nie, maar let op die woorde, verseël die inhoud. Dis hierdie selfe boek in Openbaring, wie se seels nou gebreek word. Die boek wat ons lees in Daniël, wat nou uiteindelik aan die einde van die dae die openbaring gebreek, die seels word gebreek, die verseëling word verlig, Jesus openbaar deur die breking van die seels wat in die toekoms gaan gebeur. Maar dis nou net om hier so 'n bietjie nog nuuskierig te maak. Môre aand gaan ons verder praat oor alles en die ontvouing van hierdie plan. Hoe weet ons wat is die orde van gebeure? Hoe moet ons die boek Openbaring verstaan? Ons gaan vanoggend 'n inleidende boodskap gee, ten einde die wederkoms se nabyheid in die loop te neem. So kom ons blaai na Matteus 24. Dan gaan ons daar saam lees vanaf vers 29. Dit is 'n inleidende boodskap. Ons gaan 'n sekere onderwerpe hanteer oor die wederkoms en die gebeure. Maar kom ons lees Matteus
24. Die Here Jesus het 2 groot preke gegee, hy het baie meer gepreek. Maar sy 2 groot preke vind ons in Matteus 5, 6 en 7. Dit is sy bergpredikasie. Maar dan Matteus 24 en 25 is wat ons sy profetiese rede noem. Dit is hier waar hy oor die toekoms praat, sy profetiese preek, sy wederkomspreek. So nou lees ons van vers 29 van Matteus 24, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ons lees net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Ons gaan nou saam bid, maar voordat ons saam bid, is hier net iets wat ek vinnig wil verduidelik in die gedeelte wat ons gelees het. As u nou 'n fyn luisteraar is, dan sou u gehoor het, maar hier het nou gestaan, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, en u sê, maar Jesus het met hierdie mense gepraat en hulle is lankal dood. En hoekom het hierdie dinge nog nie gebeur nie? Die antwoord lê in die vraag wat Jesus besig is om te antwoord. As jy nou teruggaan na die begin van hierdie hoofstuk, en ons gaan weer in hierdie dae na Matteus 24 verwys, maar jy sal sien dat die disippels vir die Here Jesus 3 vrae gevra het. Aanvanklik wys die Here Jesus, of word aan die Here Jesus die tempelgeboue gewys, en die disippels gaan toe die Here Jesus by die Olyfberg gaan sit het en vra vir hom 3 vrae. Wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Let op, dis 3 vrae. Hulle vra vir Jesus, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Want Jesus het gesê, nie een klip gaan op die ander gelaat word nie. Wanneer gaan dit gebeur? En Jesus antwoord dit. Dit is by die verwoesting van die tempel in 70 na Christus, hierdie dinge. Maar let op, die ander 2 vrae was, wat is die teken van u koms en die volëinding van die wêreld? So die vraag is, wanneer die Here Jesus hier praat, dan praat hy van, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, dadelik na die verdrukking van daardie dae. So die vraag is, watter antwoord is hy besig om te gee nou? Hy is nou al reeds besig om te antwoord wat die volëinding van die wêreld sal wees. Ja, hy het gepraat van 70 na Christus, ons gaan vanoggend ook daarna kyk. Maar hier is hy nou al reeds besig by die laaste geslag, die geslag wat die verdrukking van daardie dae sal sien, die geslag wat sal sien hoe die vyeboom besig is om te bot. So in u gemoed wil ek hê, jy moet dit so verstaan, dat daar is 'n eerste geslag profesie. Dit praat van die mense wat die verwoesting van die tempel gesien het. Hierdie eerste antwoord, die eerste geslag. Maar dan verwys Jesus ook na die laaste geslag, die mense
wat by Jesus se wederkoms sal lewe. Die mense wat hierdie dinge gaan sien gebeur, die tekens van die tye en so meer. En wanneer Jesus hier sê, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, sê dat daar 'n laaste geslag op aarde sal wees, wat sal sien hoe die vye boom bot, wat die tekens van die tye so sal beleef. Daardie geslag, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan nie. So daar's 'n eerste geslag profesie, daar's 'n laaste geslag profesie. Ek hoop dit maak vir u sin. Dit verwys na hierdie laaste geslag. Hy's besig om die tweede en die derde vraag nou te antwoord, maar dit sal ook nog vir u bietjie duideliker word soos wat ons aangaan. Maar kom ons word eers stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons God en Hemelse Vader, ons buig in hierdie oggenduur voor u, Here, want u alleen is waardig om te ontvang die lof en die aanbidding van ons hart. Hierdie diens het nog nie eens begin nie en ons het al 'n mond vol gesê. Ons het al reeds inligting met mekaar gedeel en ons wil vra, Here, dat u in hierdie dae alles wat ons sal hoor en inneem, dat u dit aan ons harte sal seën, soos wanneer ons voedsel inneem en u dit aan ons liggame seën, dat u dit aan ons siele sal seën, dat u die boodskap van Jesus se wederkoms in ons lewens sal inwerk en inmessel, dat ons soos lewende stene opgebou kan word. Dat dit nie net vir ons kennis sal wees nie, maar dat ons ons lewe sal skik, inrig volgens u welbehae. Dat die inligting wat ons sal kry, sal meewerk tot ons gelykvormig wording aan die beeld van Jesus Christus. Dat ons wederkoms gereed sal wees. Dat u ons sal brei soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Here, as ons hier uitstap en ons het net kennis, maar ons het nie veranderde lewens nie, dan is dit te vergeefs. Daarom bid ek dat u verheerlik sal word ook met die aanhoor van die woord vandag. Kom seën hierdie gemeente vir Dominee Andrew, mevrou Jeanne, vir die Broederskerkraad, die CVV, die Sondagskool en die kinders wat vanoggend hulle eksamens afgelê het en die personeel en elke aksieleier, elke lidmaat, elke een wat 'n gebed opgerig het vir hierdie gemeente, vir die dienste. Kom seën ons met u wonderlike teenwoordigheid en met die keur van u seëninge, dat ons ook uit u hand uit ontvang. Here, baie dankie, dis my so heerlik vanoggend om 'n hele paar bekende gesigte te sien. En wat my bly maak, is om te weet dat u hulle oor al die jare staande gehou het. So lekker om mense oor 'n paar jaar te sien en te sien hulle gaan nog aan met hulle geestelike lewens. Maak nie saak watter branders oor ons breek en watter onheilswolke rondom ons saampak nie, u dra vir ons deur. Daarom kan ons sê, Ebenezer, tot hiertoe het u ons gedra. Ons eer u hiervoor, terwyl ons dit alles bid in Jesus naam met danksegging. Amen. Nou broeders en susters, vers 32 wat ons gelees het, sê dat ons op die vye boom moet let. As sy tak al sag geword het en sy blare uitbot, dan weet ons dat die somer naby is. So weet ons, as ons die reuk van bloeisels in die lug ruik. As ons die voëls van Europa sien aankom, daar bo by ons, as ons die Piet, my vrou, hoor fluit, of die Diedertjie sy geluid hoor roep in die oggend, dan weet ons, die somer is op hande. Dis 'n nuwe seisoen wat besig is om aan te breek. En nou, my broeders en susters, is die Here Jesus besig in hierdie gedeelte om ons daarop te wys, dat ons ook sekere gebeure moet raak sien, dophou. Dat ons sy naderende wederkoms sal begryp en verstaan. Dit is so. Jesus self het gesê dat niemand weet die uur van sy wederkoms nie. Daar is baie mense wat al in die verlede met rooi gesigte op hulle neuse gekyk het, wat allerhande profesieë gemaak het oor Jesus se wederkoms, net om ander te mislei, net om teleurgestel te wees dat dit het toe nou nie so uitgespeel soos hulle gedink het dit sal
gebeur nie. En so is daar baie mense oor die jare wat geweldige klei trap, wat dag en datum daaraan probeer koppel. Dit is dwaasheid om dit te doen, moenie in sulke strikke trap nie, al wil mense met hoogs ingewikkelde wiskundige berekeninge en somme nou, dis nou wanneer Jesus se wederkoms gaan plaasvind, hulle gaan net uiteindelik teleurgesteld wees, want niemand weet die dag en die datum en die uur van Jesus se wederkoms nie. Maar die vraag is, beteken dit ons is in die duisternis? Dat ons nie die vaagste benul het van wanneer Jesus se wederkoms sal plaasvind nie? Nee, die Here Jesus sê in sy woord dat ons die profetiese woord moet dophou, ag gee daarop, dat ons die tekens van die tye in ag moet neem, en dan lees ons van sekere tekens van die tye, dat daar oorloë sal wees en gerugte van oorloë, dat daar valse profete sal opstaan en valse Christusse, dat daar pestsiekte sal wees en aardbewings op verskillende plekke, dat daar tekens aan son, maan en sterre sal wees en uiteindelik hongersnode en geweldige natuurrampe wat hierdie aarde sal tref, en enige iemand wat oop oë deur die lewe gaan weet dat hierdie dinge onder ons neuse besig is om so te gebeur. Maar al hierdie tekens is repeterende tekens. Bedoelende, daar was oor al die jare nog altyd aardbewings gewees, daar was groot hongersnode gewees in die verlede, maar hierdie tekens is repeterend en eskalerend. Dit raak al hoe meer, hoe later, hoe kwater. Die aardbewings raak al hoe meer gewelddadig, soos die aardplate teen mekaar opskuif en teenoor mekaar skuur, en die hongersnode en die pestsiekte en die oorlog en al hierdie dinge. Maar my broeders en susters, daar is een teken aan die einde van die dae, wat nie herhaal gaan word nie, wat nog nooit was nie, en nooit weer sal wees nie. Hierdie teken is die mees uitstaande teken van die tye. En dit is die herstel van Israel uit haar internasionale verstrooiing. Israel, die mees uitstaande teken van die tye. Martin B. Lindbergh het die volgende gesê, hy sê, without the existence of the nation of Israel, we would not be able to say with certainty that we are living in the last days. That single event, more than any other, is the most prominent sign that we are living in the final moments before the coming of Jesus. The Hebrew people have been called God's timepiece of the ages. As jy Israel dophou, as jy kyk wat gebeur in die Midde-Ooste, dan moet jy erken, dis dinge wat besig is om te gebeur, soos Israel terugkeer uit haar internasionale verstrooiing. Die vizier van die wêreld wat besig is om op Israel te fokus, vanaand, vandag, soos nog nooit van tevore nie. In hierdie tyd waarin ons lewe, soos die wêreld besig is om reg te skuif vir die einddinge om te gebeur. Ek wil hê ons moet teruggaan in Israel se geskiedenis vir 'n oomblik en net stil staan by die geboorte van hierdie volk. Soos God Abraham geroep het uit Ur uit die land van die Galdeërs en hierdie man geroep het, lees ons in Genesis 12 vers 1 en vers 2. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. U ken hierdie kosbare geskiedenis, hoe God sy belofte waargemaak het aan Abraham, dit gegee het aan sy seun Isak, dit oorgedra het aan Jakob, en hoe Jakob 12
seuns gehad het. Jakob uiteindelik wie sy naam verander is nadat hy met God geworstel het by die Jabok, en so het hy 'n nuwe naam ontvang en God brand sy eie naam in hierdie volk se naam in Israel, en hy gee sy naam vir hulle, en hierdie volk groei en hierdie volk gaan uit, en so is dit dat hierdie volk uiteindelik gegroei het in Egipte. Jy ken die geskiedenis van Josef, ons lees uiteindelik in Genesis 45 vers 5, toe daar hongersnood was. En hierdie broeders, nadat hulle broer Josef verkoop het in Egipte, en daar is hy aangestel net onder Farao, en hierdie broers kom daar aan, hulle soek kos in Egipte, en Josef sê vir sy broers hierdie woorde, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen onstuimigheid by julle wees nie, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. U sien, God gaan die plan wat hy met Abraham, Isak en Jakob het waarmaak. En so het hierdie volk gegroei, my broeders en susters, 'n ryke geskiedenis van hoe God hulle gelei het in die woestyn, nadat hulle 'n groot volk geword het in die land Gosen, en uiteindelik uitgelei is deur die Skelfsee, die woestyn binne, vir 'n beloofde land wat vir hulle wag, en hoe hulle agter God aangeloop het. Ons lees ietsie daarvan in Jeremia 2, vers 2 tot 3. Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid. Die eerstelinge van sy opbrengs, almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom spreek. Die Here Israel, God se oogappel. Israel, God se uitverkore volk, hierdie volk waarmee God 'n plan en 'n doel het, dat hulle 'n lig vir die nasies moet wees, dat hulle profete opgeroep is om die woord neer te pen, dat ons God kan verstaan, dat ons hom kan leer ken, dat deur hierdie volk ook die Messias gebore sou word. 'n wonderlike geskiedenis. Ja, ons lees die geskiedenis van die konings en van die rigters en in die kroniekeboeke, van alles wat God met hierdie volk gedoen het en hoe hulle met hom gewandel het, maar dan ook uiteindelik hulle ongehoorsaamheid. Dat hierdie volk meer afvallig was van die Almagtige as enige iets anders. Dat hulle meer gewandel het in die weë van Biliam as in die bewaarder van Israel. En dit het uiteindelik onuithoudbaar geword, as u nou ooit al deur die koningsboeke gelees het. En jy sien hoe hierdie volk gedoen het wat reg is in die oë van die Here, en dan gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, en dan rig God weer 'n man op en hy lei die volk, en dan dien hulle die Here vir 'n paar jaar net om weer te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Jy raak skoonte neergedruk as jy hierdie volk se afvalligheid aanskou. En dit het uiteindelik op 'n punt gekom, my broeders en susters, waar Paulus dan dit so uitgedruk het in Romeine 10 vers 21. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. God se arms wat oop staan oor hulle, wat hulle nooi, wat in Jesaja sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Wat sê, kom almal wat dors het, die roepstemme van die profete wat uitgaan, dat hulle tot God moet bekeer. Esegiel 33 vers 11, wat sê, dat God het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy verkeerde weë en lewe, en dan hierdie uitroep, bekeer julle, waarom tog wil julle sterwe? Hoe God hierdie volk oproep tot bekering, maar uiteindelik word die lyn in die sand getrek vir hierdie volk. Terwyl hulle 'n punt bereik het van geen omkering nie,
dat ons in Jeremia 15 vers 1 lees, maar die Here het vir my gesê, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie, dryf hulle van my aangesig af weg, en laat hulle heen gaan. So gee God hulle uiteindelik oor aan die vloek. U sien, God het aan hulle die seën en die vloek voorgehou. En dat hulle moet kies. En hierdie volk het die vloek gekies. Dan lees ons in Levitikus 26 vers 33, en ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. Deuteronomium 4 vers 27, en die Here sal julle onder die volke verstrooi. So het dit gebeur in die Assiriese ballingskap in 722, nadat daar 'n 3 jaar belering van Samaria was, die 10 noordelike stamme in ballingskap weggevoer is na Ninive deur die Assiriese ballingskap. Uiteindelik het die koning van, wat bietjie meer suid van Ninive lê, die Ninivite oorwin, die koning van Babel, en hy het afgekom, en daar het ook die Babyloniese ballingskap plaasgevind, die Galdeërs, wat uiteindelik by die Assiriërs oorgeneem het. En so is Jerusalem verower, nadat Nebukadneser dit verower het, in 3 fases weggevoer. By daai eerste fase al die man wat ons ken in die boek Daniël. Uiteindelik in 586 is Jerusalem heeltemal platgevee, die tempel vernietig. Hierdie volk se ongehoorsaamheid. Uiteindelik, my broeders en susters, gebeur dit so dat 70 jaar van ballingskap uitgeloop het, en koning Kores van Persië gee 'n bevel dat hulle kan terugkeer na hulle land toe. Jy sien nou die koning Kores nou van die Mede-Persiese ryk nou al oorgeneem by die Babelse ryk. En uiteindelik het die Griekse ryk gekom en die Romeinse ryk het gekom. En in hierdie tyd tussen Maleagi en die boek Matteus, wat ons die intertestamentêre tyd noem, sommige verwys daar na die tyd van die Makkabeërs, in hierdie tyd wat ongeveer 400 jaar verloop het, my broeders en susters, was dit geweldige stryd vir Israel. U sien die koning van die noorde, die verdeling van die Griekse ryk met sy 4 generaals nadat Alexander die Grote oorlede is, dan kom die koning van Sirië af om teen die koning van Egipte oorlog te voer. En waar voer hulle oorlog? Op Israel se grondgebied. Die koning wat optrek, verower en plunder soos hy gaan. En die een wat verloor, draai weer om en gaan terug en is in woede barstings, is hy weer besig om te verplunder en te vernietig. Alles op Israel se grondgebied. Dit was 'n geweldige tyd in Israel se geskiedenis. Dis in hierdie tyd wat ons lees van Antiochus die Grote en Antiochus Epiphanes, of hulle het hom ook genoem Antiochus Epimanes, Antiochus die maalman. Watter verwoesting hulle alles aangebring het, jy kan daarvan lees in Daniël hoofstuk 11. Hierdie geweldige verwoesting wat daar plaasgevind het. Hierdie volk wat onder die vloek geleef het. En toe kom daar vir 'n kort tydjie 'n politieke oplewing. Want in Nasaret is 'n man gebore wat hulle Jesus Christus genoem het. En hierdie volk het gedink uiteindelik, hier is dit nou. Dis nou ons geleentheid om los te breek van die juk van die Romeine, wat al deur die Ninivite op ons geplaas is, wat uiteindelik deur die Babyloniërs oorgeneem het, en toe die Mede-Persiese, en toe die Grieke, en toe die Romeine. Nou is dit ons kans. Nou gaan ons loskom van hierdie onderdrukking wat ons ervaar het en beleef het. Maar my broeders en susters, toe hierdie man nie aan hulle vereistes voldoen het nie, toe roep hulle uit, weg met hom. Toe verwerp hulle hom. En Paulus gee vir ons die rede in Romeine 9. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net omdat dit uit die werke van die wet was.
Want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo sal nie beskaam staan nie, maar hulle het uitgeroep, weg met hom, weg met hom. Die Here Jesus het geprofeteer wat met hierdie volk sal gebeur. Ons lees daarvan in Lukas 21 vers 20 tot 24. Deel van die Here Jesus se profetiese rede soos hy die eerste vraag antwoord. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is, moenie uitgaan. En die wat in die buitewyke is, moet nie daarin kom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal groot nood in die land wees, en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Waarom sal hulle geneem word na al die nasies? Waarom sal hulle deur die swaard val? Waarom sal Jerusalem beleer word? Waarom sal die tempel afgebreek word? Want hierdie volk het in Matteus 27 vers 25 gesê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En nie 'n geslag het verbygegaan nie. In 70 na Christus het dit so gebeur. Die wêreldwye verstrooiing van die volk Israel. U sien, hulle is geneem net na Ninive, hulle is geneem net na Babel, maar nou 'n wêreldwye verstrooiing in 70 na Christus. Esegiel 12 vers 15. Dan sal hulle weet dat ek die Here is, as ek hulle onder die nasies versprei en hulle land en hulle in die land verstrooi. Sagaria 10 vers 9. En ek sal hulle saai onder die volke. As jy die geskiedenis bestudeer en sien wat met hierdie volk gebeur het, en nou my broeders en susters, ek weet, nie almal van ons het daarvan gehou om in die geskiedenisklas te sit nie. So verdra my net 'n oomblik. Nadat hulle grashalms waarna hulle gegryp het, nadat hulle agendas misluk het hierdie volk besluit in 66 na Christus om reg nou in eie hande te neem. As jy die geskiedenis gaan oplees, sal jy sien, dit is wat hulle van praat van die groot rebellie. Die groot rebellie wat plaasgevind het. Hulle het geweier om belasting te betaal aan Rome, en keiser Nero het in daardie dae 'n jong man, Titus Vespasian, aangestel as gouverneur oor Judea. Maar dit was eers in die tyd van hierdie jong man, nadat keiser Nero dood is, het hierdie jong man, Titus Vespasian, se pa, die keiser geword wat ons noem keiser Vespasian. En toe keiser Vespasian aan sy seun die opdrag gegee aan generaal Titus, om te kom en Jerusalem en die rebellie te onderdruk. En so het dit gebeur. Josefus, die geskiedskrywer, gee vir ons die fynste besonderhede wat met daardie belering gebeur het. Josefus was self 'n Joodse man wat sy opleiding in Rome gehad het. Hy was Hebreëus magtig. Hy was die man wat tussen Israel en generaal Titus gestaan het. Hy was die woordvoerder. Nadat Jerusalem beleer is en Titus daar op die tempelplein ingekom het, was hy die man wat langs hierdie jong generaal gestaan het. Hy skryf die fynste besonderhede. Hy skryf vir ons dat hierdie belering van Jerusalem 4 maande geneem het, van 14 April tot 8 September 70 na Christus. En nou my broeders en susters, ek het al baie gewonder, want die geskiedenis, Josefus skryf vir ons
dat daar 1,3 miljoen Jode in daardie tyd in Jerusalem was. En dis onmoontlik. Daar het nie so baie mense in Jerusalem gewoon nie. Daar was 2 stede, of dalk 3, wat sulke groot getalle gehad het. Rome het so 'n populasie gehad, maar nie Jerusalem nie. Moet daar mos fout wees by die geskiedenis. Dit kan nie wees dat Josefus sê daar was 1,3 miljoen Jode, 1,3 mense in Jerusalem. Maar let op die datum. Wanneer het hierdie belering begin? Op 14 April. Dit is die datum van die Paasfees. En wat het gebeur? Ons lees daarvan in die Bybel, dat wanneer daar 'n Paasfees was, of 'n Pinksterfees was, dan het almal van oral afgekom om in Jerusalem te aanbid. En so het hierdie jong generaal nie van dorpie tot dorpie gegaan om die rebellie te onderdruk nie. Nee, hy het gewag totdat hulle almal bymekaar is. Totdat hulle almal op een plek versamel. Terwyl die Here Jesus gesê het, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Hulle het nie daarop ag gegee nie. Hulle het die profetiese waarskuwing van die Here Jesus verwerp. Hy het gesê, dan moet die wat in die stede is, buite toe vlug. En wat doen hulle? Hulle vlug binne toe. Toe hierdie weermagte aangedreun kom, het hulle binne die stadsmure hulle veilige bewaring gesoek. En Titus sny hulle af, vir 4 maande sny hulle af, met die begin van die Paasfees. My broeders en susters, die gevolge hiervan, Josefus skryf die fynste besonderhede van wat gebeur het toe die buitemure afgebreek is, hoe die binnemure uiteindelik oorgeneem is en 'n laaste verset nog binne die tempelplein. Van daardie 1,3 miljoen Jode het 1,1 gesterf. 1,1 miljoen Jode het daar dood gegaan. Die geskiedenis leer vir ons dat hulle maande na hierdie belering, nog elke dag 500 mense gekruisig het. Van hierdie wat nog lewendig was. Dat daar uiteindelik 3 rye kruise reg rondom Jerusalem gestaan het, soos hulle die mense wat nog gelewe het, doodgemaak het. Van daardie 1,1 miljoen wat daar in die stad was, het 600,000 gesterf van hongersnood. Hulle skryf dat daar in die nag roofbendes op die strate uitgegaan het en kindertjies gevang het en hulle gaar gemaak het om te eet. Vir 4 maande afgesny van die buitewêreld, geen vars voedsel wat inkom nie, geen vars produkte van die plase nie. My broers en susters, ons het nie 'n idee wat 'n belering is nie. Wanneer jy afgesny word deur jou vyand, wat jou haat, wat jou sal doodmaak, jy het niks om van te leef nie. Al die voorrade is op. My broeders, dit was 'n geweldige tyd in hierdie volk se geskiedenis. En nou, my broeders en susters, wat het die Here Jesus gesê vir die vrouens wat oor hom geween het? Toe het hy hom na hulle gedraai en vir hulle gesê, ween oor julle self en oor julle kinders. Dit was nie hoeveel jaar later nie. Toe vloei hulle eie bloed deur die strate van Jerusalem, omdat hulle gesê het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En dit het so gebeur. Die Paaslam se offer is verwerp. 'n Paar jaar later op Paasfees, toe begin die belering van Jerusalem. En hierdie mense se eie bloed, 3 rye kruise rondom Jerusalem. Van daardie mense uiteindelik is 97,000 weggevoer in ballingskap. Hulle het so 50 of 40,000 oorgelos wat in die omgewing weer gewerk het, van 1,3 miljoen. Ons lees in Deuteronomium 28 vers 64 tot 67, hierdie was die begin van hulle internasionale verstrooiing. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke, dis nou as hulle die vloekies,
van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie, en onder die nasie sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie, maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee, en 'n smagtende oog, en 'n kwynende siel, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. Dr. Henny Prinsloo gee vir ons 'n verslag, 'n opsommende verslag van wat alles met hierdie volk gebeur het na 70 na Christus. In 100 na Christus word 10.000 Jode in Damaskus op een dag keel afgesny. In 115 na Christus word 985 Joodse dorpies vernietig en 580.000 Israelies om die lewe gebring. Gaan Google dit. Gaan kyk jou geskiedenis. Hierdie dinge het gebeur. Tussen die 5de en die 7de eeu na Christus word duisende Jode in Europa vervolg en vermoor. Daar word in 1096 word Judaïsme deur die Romeinse kerk as sekte gebrandmerk en word daar 'n heilige oorlog teen hulle verklaar. Teen die einde van die 11de eeu het die kruistogte begin. Weet jy wat het hulle gedoen? Toe hulle gegaan het om Jerusalem te bevry uit die hande van die moslems. Dan het hier die Europese weermagte gekom en deur die dorpies beweeg. Dan het hulle nou hierdie Jode wat nou reeds deur die Romeinse kerk gebrandmerk was as sektes, buite die dorpe versamel, in groepies laat staan. Al die Jode van die dorpies buite bymekaar gebring, in bondeltjies versamel. Dan het hierdie perderuiters met hulle groot perde uitrustings, dan het die kavaliere bo oor hulle gehardloop en hulle verpletter onder perdehoewe. Dis wat hulle gedoen het. Die Jode is so in Europa vervolg. Tussen 1275 en 1290 word Jode uit Engeland verdryf en is 'n wet in 1 November 1290 gepasseer dat daar handeldryf met Jode verbied word. Jy lees selfs van so 'n verbod in die Bybel. As jy Handelinge 18 gaan lees, sal jy lees van Priscilla en Aquila wat gekom het, daar was 'n verbod op hulle dat jy nie met Jode mag handeldryf in Rome nie. Hulle het uiteindelik in Engeland ook gedoen. In 1298 word 100.000 Jode in Frankonie, Bavaria en Oostenryk doodgemaak. Tussen die jare 1340 en 1350 het die swart griep epidemie in Asië en Europa uitgebreek en Jode is beskuldig dat hulle die drinkwater moetswillig besoedel het en word erg daarom vervolg. Koning Charles die 6de verban alle Jode in 1394 uit Frankryk. Op 31 Maart 1492 word Jode uit Spanje verban met die Alhambra dekreet. Tussen die jare 1648 en 1658 word nagenoeg 500.000 Jode in Pole om die lewe gebring. En toe kom daar 'n man met die naam van Adolf Hitler en Adolf Eichmann en Heinrich Himmler en hulle vermoor binne die bestek van 'n paar jaar 6 miljoen Jode. In gaskamers, in 4 peloton, voor 4 peloton, dood eenvoudig, koudbloedig. My broeders en susters, daar is geen volk op hierdie aardbodem wat nog ooit hierdie soort vervolging beleef het, wat deurgegaan het, wat hierdie volk moes deurgaan nie. En nou lees ons weer en dink aan wat God vir hulle gesê het, hulle voor die tyd gewaarsku het, as hulle hom verwerp, dan sal hy hulle verstoot.
stoot. Hy sal sy aangesig op hulle draai en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang en jy sal nag en dag skrik vir jou lewe en nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp en vanweë die gesig wat jou oë sal sien. 'n verjaagde volk, bloedhonde op hulle spoor, net nooit seker van hulle lewe nie. Dat hierdie volk nog bestaan vandag is 'n wonder van God. 1800 jaar geen nasionale tuiste nie. Vir 2500 jaar nadat die Galdeërs gekom het natuurlik, geen selfstandige regering nie. Tog oorleef hulle, tog behou hulle identiteit. Dit bring ons in die laaste plek, my broeders en susters. So 'n geweldige verstrooiing. Let op die vyeboom. Israel, die mees uitstaande teken van die tye. Daar's dinge onder ons wat besig is om te gebeur wat vir 2500 jaar nie realiteit was nie. Daar's dinge besig om onder ons te gebeur wat vir 1800 jaar hierdie volk geen tuiste van hulle eie gehad het nie. Wat besig is in ons tyd om te gebeur. Ons lees in Deuteronomium 30 vers 4, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Esegiel 37 vers 21, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit. Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land. Jeremia 31 vers 8 en 10, kyk, ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom in die agterhoeke van die aarde. Hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader. Daar het 'n man gekom met die naam van Theodor Herzl, wat voor die Eerste Wêreldoorlog geleef het, en hy het die Sioniste beweging begin en baanbrekerswerk gedoen om uiteindelik te sorg dat Israel weer terug kan keer na hulle beloofde land. Hy het ongelukkig nie die realisering daarvan gesien nie en hy het gesterf. By die Eerste Wêreldoorlog kom 'n man met die naam van Chaim Weizmann, wat 'n Russies gebore Israeli was, 'n biochemikus. En uiteindelik toe die geallieerde magte teen keiser Wilhelm van Duitsland besig is om in die nood te raak, het hierdie biochemikus noodsaaklike bestanddele geformuleer vir die ontwerp van springstof en het dit uiteindelik aan die geallieerde magte gelewer. Na die oorwinning van die geallieerde magte in die Eerste Wêreldoorlog, het die Britse regering na hierdie Joodse man gekom en vir hom gesê, Chaim, wat kan ons vir jou doen? Vir jou bydra in die oorwinning van die geallieerde magte. En Chaim Weizmann het gesê, gee my niks nie. Gee my net weer Palestina vir my verjaagde volk Israel. En uiteindelik het hulle dit so gedoen, nadat hulle die Balfour-verklaring geteken het op 2 November 1917, het uiteindelik die verklaring uitgegaan, soos koning Kores dit gedoen het, dat hulle kan terugkeer na hulle land, het Brittanje, wat nou hierdie deel onder hulle beheer was, gegee dat die Israelies kan terugkeer. Maar nou moet jy onthou, nou in Jerusalem, die moslems, die Turke was vir jare daar. Saam met die Duitsers in die Eerste Wêreldoorlog het die Ottoman-ryk geveg, wat beheer gehad het oor Jerusalemse grondgebied en uiteindelik verloor en die mag van die Ottoman-ryk het geval. Maar nou bly hierdie omgewing nog vol Turke. En uiteindelik het 'n man gekom met die naam van Lord Allenby. En Lord Allenby met sy geallieerde magte het vliegtuie gehad en so uiteindelik op 6 Desember 1917 het hulle oor Israel gevlieg en hulle
strooibiljette uitgegooi vanuit hierdie vliegtye. En nou my broeders en susters, in daardie dae was dit 'n vreesaanjaende ding om vliegtye in die lug te sien. Die geskiedenis sê vir ons toe hierdie vliegtye oor Jerusalem kom, het daardie Turke en skurke gemaak dat hulle wegkom. Hulle sê mense het hulle huise net so gelos en gehardloop. Hulle het gedink dis een van die grootste aanvalle wat op hulle geloods word. Daardie mense het dekke geslaan, hulle het weggehardloop. In een dag, sonder 'n skoot wat gevuur is die mag wat die Turke nog oor Jerusalem gehad het verbreek. Net met die vlieg van vliegtye oor hulle. Daar is sommige wat meen, Jesaja 31 vers 5 is 'n profesie van hierdie dag. Terwyl ons daar lees soos voëls wat fladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry. En soos Jerusalem bevry van die Turkse oorheersing, en het daar al hoe meer mense begin terugkeer, Jode begin terugkeer na die beloofde land. Let op die vyeboom. Uiteindelik in 1948, 1 miljoen Jode wat al teruggekeer het. En so het 14 Mei 1948 aangebreek. Vroeg daardie oggend op 14 Mei 1948 het Groot-Brittanje die laaste keer sy Union Jack gestryk. En die Britse manskappe het uit Israel onttrek en uiteindelik hulle mandaatskap oor Israel prysgegee. En uiteindelik het die eerste minister David Ben-Gurion hulle onafhanklikheid 4 uur daardie middag op 14 Mei 1948 by Rothschild Boulevard in Tel Aviv verklaar. En so het iets gebeur, my broeders en susters. In 1948 wat vir 2500 jaar nie waar was nie. Dat hulle weer hulle eie regering gehad het. En nou ken van u die geskiedenis, uiteindelik onmiddellik het die onafhanklikheidsoorlog uitgebreek in 1948. In 1956 het die tweede inval van die Arabiese lande plaasgevind. In 1967 het die 6-dag oorlog gekom. In 1973 die oorlog van Yom Kippur. En vandag, my broeders en susters, is hierdie stryd nog besig om voort te woed. Hierdie volk, wat sy land skaars groter as die Kruger Nasionale Park is, die hele Arabiese lande kom op hulle neer, en uiteindelik dan val hierdie Arabiese lande Israel binne, dan dryf Israel hulle terug, dan huil die Arabiese lande, kyk alles wat Israel aan ons doen, maar hulle val hulle eerste in. En dan probeer hulle die wêreldmag agter die Arabiese lande kry, terwyl daar die hele omgewing in Arabiese, in Islamse hande is, weier hulle om Israel bestaansreg te gee. Egipte het keer op keer ingeval, net om weer sterk tussen die bene terug te gaan. Syrië het ingeval. Nou weet ons vandag, het hulle 'n hele nuwe strategie om hierdie land te probeer vernietig. Nou probeer hulle deur terroriste organisasies, daar is ISIS, daar is Hamas, daar is allerhande terroriste organiserings wat probeer om Israel van die aardbodem af te vee. Iran het internasionaal verklaar dat hulle nie sal rus totdat Israel van die aardbodem af gevee is nie. In die begin van die jaar in Durban by die Moses Mabhida Stadion het daar 'n sametrek gekom in alliansie en vennootskap met die Palestynë en gesê, free Palestine from the river to the sea. En al hoe jy dit kan moontlik maak, is om Israel van die aardbodem af te vee. Hulle is nie tevrede daarmee nie, en hulle soek maniere om Israel dood te maak. En die wêreld is besig om al hoe meer te kyk na dit wat in Israel gebeur, maar onder dit alles is daar besig om 'n terugkeer plaas te vind
255.000 mense in 2010 teruggekeer. In 2019 of van 2010 tot 2019. In 2019 alleen 34.000 mense teruggekeer. In 2021 27.000 teruggekeer. In 2023 het dit verdubbel na 45.000 mense. Van Oktober die 7de, wanneer Hamas hulle 504 pyle ingewerp het in Israel se grondgebied, het die mense gedink, nou gaan die immigrasie na Israel verminder. Inteendeel, dit het verdubbel. So 'n paar jaar gelede hou ek 'n reeks dienste in Uniondale. En die dominee vat my so op 'n reis deur Uniondale. Dit het nie lank gevat nie, maar ons is daar deur. En hy wys vir my die Joodse sinagoge. En hy sê vir my, daai sinagoge is beskikbaar vir enige iemand wat dit wil gebruik. Ek sê, hoe so? Hy sê die Jode is almal terug Israel toe. Daar's nie een Jood op Uniondale nie, sê hy vir my. Hulle het die sinagoge net so oorgegee vir gebruik. Hulle is almal terug. Ek sê vir u, dit wat die woord sê, let op die vyeboom. My broeders en susters, hulle is besig om huisies te bou, om al hierdie Israelies, hierdie Jode te ontvang in Israel. So lyk dit, wanneer daar nuwe huise gebou word vir hierdie mense wat uit hulle internasionale verstrooiing terugkeer. Die bagasie, die dra van die lughawe is op kapasiteit. Nou sê ek vir u, my broeders en susters, let op die vyeboom. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Wie is hierdie geslag? Die geslag wat hierdie dinge sien gebeur. My broeders en susters, ek is nie hier om u bang te maak nie. Ek is hier om vir u te sê, vir 2500 jaar is daar geslagte op geslagte wat hierdie dinge nie gesien het nie. Die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Jy kan jouself die vraag afvra, is jy een van hierdie in die geslag wat hierdie dinge sien gebeur? Die vraag van Romeine 11 vers 1. Het God aan sy volk verstoot? Wat is die antwoord? Nee, stellig nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir iemand bid wat dalk hier sit, wat vanoggend moet sê, Here, ek sien hierdie dinge gebeur. Is hier nie iemand wat hier sit, wat net vinnig jou hand wil opsteek, terwyl ek die uitnodiging vir jou wil maak, jy sit hier en jy sien hierdie dinge besig om te gebeur, maar jy is nie seker jou saak met God is reg nie. Al die hoofde is gebuig, al die oë is gesluit. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek? Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie, ek wil vir jou bid, dat jy jou saak vanoggend met God kan regmaak. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek en net weer laat sak nie? Is daar enige iemand wat hier sit vanoggend? Baie dankie, ek sien jou hand, ek sien julle hande. Baie dankie, laat sak maar weer. Is daar nog iemand wat sê, Dominee, bid net vir my? Ek het jou hand gesien, maar die Here het jou hart gesien. Baie dankie, ek sien ook daardie hand. Ek wil graag vir julle bid. En die Here net vertrou, dat hy vanoggend 'n werk in jou hart sal doen. Kom ons bid verder. Hemelse Vader, het hier die hande gesien wat vanoggend opgaan, vanuit harte, wat sê, Here, dink aan my.
Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil reg wees as Jesus kom. Ek wil vir hulle bid terwyl die woord in alle erns vanoggend na ons toe gekom het. Dat U daardie kosbare ewigheidswerk in hulle binneste sal vasmaak. Dat wanneer die bassein blaas, hulle met vreugde en blydskap sal sê, Jesus het my kom haal. Dat hulle met hierdie vreugde kan lewe, die blye dag, Jesus is myn, o wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek die vrede in my gemoed. Ek bid vir iemand wat hier sit, wat sê, Here, hier is ek, red my siel. Amen. Daar is 'n laaste lied wat op die bord gaan verskyn. Ek wil tog vir iemand sê wat in hierdie diens sit, onthou nou, ek kan jou nie red nie. 'n Dominee kan jou nie red nie, 'n kerk kan jou nie red nie, maar God kan jou red. As jy daardie vrede wil hê in jou hart, dat jy God se kind is, wat sê Romeine 10, vers 9 en 10? Met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Daar kom so groot boerseun in Brits in die tyd wat ek en Dominee Andrew daar was. Hy kom na my toe en hy sê vir my, Dominee, hierdie ding van bekering werk nie. Ek het my al baie tot God bekeer, my lewe verander nie. Ek vra toe vir hom, het jy al ooit vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hy sê nee, hy het nog nooit dit vir iemand gesê nie. Ek sê nou, gaan jy hierdie week en jy vertel vir iemand dat jy tot bekering gekom het. Daai volgende week kom hy selfe boerseun by my, maar hy lyk sommer anders. Ek vra vir hom, het jy vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hy sê ja, hy het. Ek sê ek kan dit sien, want die Bybel sê met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dis 'n transaksie wat deurgehak moet word. Dis goed om in jou hart te sit en geloof in jou hart te sê, ja Here Jesus, ek glo in U, maak my U kind. Dis goed om in jou harte te glo, maar dit moet voete kry. Dit moet mond kry, dit moet hande kry, dit moet bewys word. Bely dit met jou mond. As jy vanoggend hier gesit het, jou hand opgesteek het, miskien iemand wat hier gesit het wat te skaam was om dit te doen, en jy geloof vanoggend in jou hart dat God jou redder is, sê dit vir iemand. Sê dit vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Dominee van Sittard het gesê, hy wonder of mense so honde weet of hulle gered is. Die arme hond word net geskel en uitgejaag en uitgetrap. Het jou lewe verander? Sê vir iemand, bely dit met jou mond. Wat sal in die hemel gebeur as jy Jesus se naam op aarde bely? Julle ken die teks. Dan sal jou naam in die hemel bely word. Dink net daaraan, jou naam kan vanoggend in die sale van die hemel echo. As jy bereid is vandag om vir een iemand te sê, ek het my saak met God reggemaak. Kom ons sing die lied wat op die bord verskyn. Vanaand se geleentheid om 6 uur gaan ons praat oor die volgende groot wêreldgebeurtenis wat moet gebeur vanaand om 6 uur. Kom gerus, nooi iemand saam, dan gaan ons dit hanteer. As daar iemand is wat tog 'n behoefte het om met my te praat, met Dominee Andrew te praat, jy wil seker maak jou saak met God is reg. Die mense gaan nou uitbeweeg saal toe, ander gaan daar uitbeweeg, bly agter, ek is hier, ek wil jou graag help, dat jy met absolute sekerheid kan weet, jou saak is reg met God. Moenie dat die roofvoëls van die hemel hierdie saad kom wegvat nie. Daar's 'n geleentheid vir jou nou om sekerheid van saligheid te ontvang. Gaan in die vrede van die Here, as u hierdie vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met elke een van u. Amen.